Môre, dis maandagoggend, dit is die 2de Maart en kan jy glo dat ons is al in die 3de maand van 2026. Ons doen soos ons gewoond is om Sondag se preek weer stukkie vir stukkie op te breek en in te kap en om te klink. Verlede maand het ons met mekaar gesels oor die gekompliseerdheid van geloof. Dat dit nie altyd so maklik is soos wat mense dit soms wil gee nie. En ons het afgesluit met die ingewikkelde storie rondom Samson, 'n mens wat as te ware gemaak en gebore is as 'n geestelike kind, maar wat se pad so amper wil ek sê averegs geëindig het. En tog hoe dat God nog altyd sy wil laat geskied deur hierdie man se lewe. Nou, hierdie maand van Maart wil ons so 'n bietjie aandag gee aan, as jy dan nou goed val het, hoe staan jy op? Hoe kom jy uit daardie, ek wil amper sê gesukkel? En die antwoord lê op bekering. En ons wil hierdie maand gesels oor bekering. Nou, gister het ons begin met ons eerste tema rondom bekering, maar ek wil begin met my fotum. My fotum het gekom uit Psalm 51 vers 12. Nou, as Dawid soos vir my persoonlik my geestelike held was, en ek baie opgekyk het na Dawid en dat hy dan so radikaal verval, wil ek amper maar sê, met sy oorspel met Batsheba. Gebeur het dat 'n mens baie teleurgesteld is en soms selfs jou geloof kan verloor. Dink aan baie geestelike leiers wat mense aangehang het, na hulle kerke gestroom het, aan hulle lippe gehang het, en dan doen hulle iets onbehoorliks of hulle doen iets fataal en daai geweldige teleurstelling en dan hulle aanhangers wat sê, ag wat, ons gee maar op want 'n geestelike lewe tel nie, dit help nie, kyk wat het hierdie man gedoen. Nou, Dawid se opstaan is radikaal in Psalm 51 vers 12, bid hy. En hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. En onmiddellik as jy na hierdie teks luister, dan hoor jy, dis nie Dawid wat sê, ek sal opstaan, ek gaan regkom, ek gaan my geloof weer in orde kry, ek gaan weer my sterk geloof bymekaar maak, ek gaan dit en ek gaan dat, en ek is so sterk hier en ek gaan aan 'n kerk behoort of ek gaan my laat doop of ek gaan dit doen of dat doen nie. Nee. Skep vir my 'n rein hart, o God, dat die Here dit doen. Dat die Here sy gees in Dawid se gees instort, sodat Dawid se gees vernuwe kan word. En dis die Here wat vir Dawid nie 'n wankelrige soos 'n bootjie wat dobber op die branders op en af nie, maar 'n standvastige geestelike lewe gee. En dit is waarheen ons mik in hierdie maand van Maart wat bekering aanbetref. Ek het 'n kindergleuf gedoen met die kinders. Ek het 'n so deurskynende plastiek bekertjie gehad. Daar was 'n gat in. En soos wat ek die water in die bekertjie ingooi, pappa lees Bybel, daar word gebid, daar word sonnaskool gehou, daar word Bybellessies in die skool gegee, maar soos wat die water ingaan, so loop dit by die gat uit. Maar wanneer ek myself bekleem met Jesus en ek vat toe 'n Jesusbeker, 'n bekertjie wat Jesus se naam is, en ek druk hom onder in die beker, ek hoop jy verstaan nou wat ek daarby bedoel, toe hou die lek op. Dit is so dikwels dat ons gaan kerk toe en ons is met godsdienst besig, maar alles loop uit, ons bly leeg. Maar wanneer ons
deur bekering, ons bekleë met die Here Jesus Christus, word ons vervul met die godsdiens. Here, dis wat ons soek in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n mooi maandag beleef. Mooi loop.